Welkom, baie welkom, ons eerste live uitsending in 2026. Prys die Here, wat 'n wonderlike voorreg. Baie welkom aan elkeen. Ons gee net 'n geleentheid om in te skakel. En ja, voorspoedige nuwe jaar 2026 vir die wat amptelik nou vanaand opklim en wat nog 'n bietjie op vakansie is en wag tot die skole begin. Mag dit 'n rustigheid wees vir jou siel, mag dit 'n goeie jaar wees, mag jou innerlike karakter deur God gevorm word en mag jy gegrond wees op die woord van die Here. Nou terwyl ons vir die mense naand sê, goeienaand Wendy, hallo tuis, baie welkom vanaand saam met ons. Goeienaand Annie, hallo Zet, daar zet jy ook op. Yes, wonderlik. Terwyl ons so opklim, vir die mense wat inskakel, asseblief, goeienaand Esther, gaan dit goed met elkeen? Hoe gaan dit met julle? Hoe gaan dit? Hoe was julle feestyd? Hoe was julle vakansie? Hoe was alles? Goeienaand John, goeie met julle. Baie welkom by ons eerste live uitsending van 2026. Ek is opgewonde. Johanita, goeienaand. Goeie met julle. Lekker man, hallo Reetaitjie, hoe gaan dit? Ja, is wonderlik. Hallo Jackie, hoe gaan dit? Weet jy, ek sit nou gou hier met 'n chappie in my mond wat ek wil uithaal, wat ek wil nie 'n chappie skou nie, maar kom ek bær hom so iewers, kom ons probeer. Prys die Here, ja, ek is so bly as almal opklim en deel word van dit. Ek vra jou mooi, share hierdie boodskap. Ons begin 2026 met 'n wonderlike afskop. Ons het 'n wonderlike geseënde diens gehad komende of Sondag wat verby was en gaan julle so 'n bietjie meer van dit vertel. Elnita, goeienaand, hoe gaan dit met jou? Ja, ons het 'n pledge gedoen. Ons het vir die mense gevra om te staan, om te sê dat 2026 'n jaar gaan wees wat ek vir die Here gaan sê, Here, ek gaan my dankbaarheid gee, ek gaan my dankbaarheid offer, ek gaan Bybel lees, ek gaan myself gee, die priesterskap, die priesterdom. Wendy gaan dit nou opsit. Kom ek vertel jou gou, Lorika, goeienaand, hoe gaan dit? Wat gebeur by, hallo Zelda, by No Limit? So, ons het 'n wonderlike afskop en 'n wonderlike tyd wat voor lê. Eerstens wil ek begin met ons Bybelskool. Ons Bybelskool is nou weer volstroom in die werk online. No Limits Gesinskerk, kyk, gaan geniet dit, doen dit. Baie mense sê dit raak bietjie moeiliker. Dit raak nie regtig moeiliker nie. Ek dink om mens moet bid vir die vaste kosse van dit wat 'n mens op het. Hallo Delinda, hoe gaan dit met julle? Terwyl almal so op is, hoe gaan dit lekker daar met elkeen van julle? So ja, deel hierdie woord en so ons Bybelskool is afgeskop. Ons leierskap het hierdie Januarie begin ons uit die boek van Spreuke uit. Jy moet ten minste so 3 keer 'n jaar lekker deur Spreuke werk. En Spreuke praat so baie met ons oor die insig en die wysheid en die lewenswaarde van elke mens. Hoe om heiligmaking na te streef, hoe om goed te lewe, hoe om God te behaag, 'n lewe van gehoorsaamheid, 'n lewe van geloof. So, dis ons tema ook, soek die wysheid van die Here vir 2026. Goeienaand Andries. So ja, dit is lekker om, hallo Wendy Ann, dis lekker om 'n visie en 'n missie te hê en 'n doel te hê waarna ons werk. So toe staan ons op en ons het 'n pledge voor die Here, belydenis voor die Here dat ons gaan werklik sy aangesig soek. Ek moet vir jou sê, dis 'n jaar wat ek so opgewonde is. My gaan dit goed, dit gaan regtig met my baie goed. Ek is op 'n baie goeie plek van my lewe, baie goeie plek met die Here is wonderbaar. Die Here is vir ons eintlik net. Goeienaand Annelie. Goed. En so ons het uitreikings, ek sien ons kop af met 'n kinderhuisbeweging en of 'n uitreiking na die kinderhuis toe, so ek's baie opgewonde in Februarie oor dit, straatevangelie, en daar is net 'n hele klomp goeters. Woensdaande, elke tweede woensdaande het ons 'n mannebyeenkoms, 'n wonderlike, goeienaand Wanda, het ons 'n wonderlike, hoe gaan dit met julle, goeienaand Andries,
het ons 'n priesterskap, waar mans weer die hoof en die priester van die huis moet word, en deur die genade van God, die vrug wat ons daarby gaan dra. So ja, elke tweede woensdag, en dan elke tweede woensdag wil ons probeer om te kyk, om die gemeente 'n midweek diens te hê, om die Here te loof en prys sonnaande. Ons het 'n vol program. Hierdie is 'n jaar wat ons regtig, hoekom? Die Here se koms is naby. Ek wil vir jou sê, die Here self weet, dat ons as mense so naby aan hom moet leef, en ek wil vanaand 'n bietjie daaroor praat. Ons bid en vertrou die woord van die Here vanaand, in Spreuke 12 vers 12, ek wil hê jy moet saam met my lees nou, toe ons nou gisteraan Spreuke 12, ja, toe praat hierdie 12de hoofstuk so met my, in spesifiek hierdie een vers, so, ons, het dit toe nou, ek het dit toe goed gedink, en die Here sê, praat met dit, en wat dit ook al vir jou mag beteken, en ons dank die Here vir die woord, ons eer hom daarvoor vanaand. Dit is my gebed, en ek dink ons begin met dit deur vir die Here te vra en die Heilige Gees om dit vir ons te openbaar. Ek gaan 'n bietjie met jou daaroor kry. Nou wanneer ons kyk na Spreuke 12:12, dan sê hy vir ons die goddelose, hoor gehou, die goddelose begeer die vangs van verkeerde dinge, maar die wortel van die regverdiges lewer die vrugte op. Hallo, Doppie, hoe gaan dit met jou? En hoor wat sê hy, die goddelose begeer die vangs van verkeerde dinge, maar die wortel van die regverdiges lewer vrugte op. Om 'n regte verhouding te kan hê met die Here, wat is hierdie wortel? Kom ek begin om vanaand te vra. Kom wees bietjie deelsaam en gesels saam met my. Wat sal jy sê is hierdie regte wortel? Wat beteken hierdie vir jou? Lees hom gou daarin dan. Kan jy dalk vir my 'n komment gee daar, en ek sal dit lees, ek beloof jou, en al vang ek dit nie nou op nie, maar wat beteken hierdie vers vir my in hierdie gedeelte? Wat is hierdie vers? Wat is die waarde van dit wat God sê? Kyk gou, kom ek gaan jou leer. Die Here praat. Hallo Louisa. Ek vra vir jou, wat is hierdie wortel? Wat sê hierdie wyse Salomo vir ons uit hierdie gedeelte? Ek praat net gou oor hierdie regverdige vrug, kind van die Here, om jou te bemoedig hierdie jaar. Wat lê vir jou voor as jy aan hierdie regte vrug vashou? Wat beteken dit? Wat sal jy sê beteken dit? Tik gou vir my daarin, dan sê jy gou vir my, praat saam, en dan sê jy vir my, wat beteken hierdie vrug of hierdie wortel vir jou? Kom ons kyk gou. Is daar iemand wat iets wil sê? Okay. Kom ons sê gou vir jou. Lyk vir my almal is nog so 'n bietjie half onseker of 'n manier van. Daar's Wendy hulle. Dit beteken daarso vreugde, vrede en liefde. Amen. Amen. As iemand nog iets wil sê, dit beteken om die regte verhouding. As jy deur Spreuke lees, dan kom jy eintlik agter as jy al hier kom. Dit beteken, hallo Maria, gaan dit om 'n regte verhouding te kan hê met die Here, gegrond op sy woord. Punt. Ek doen nie hierdie goed om te dink ek is smart of moedswillig of iets nie. As jy 'n pledge tot die Here maak, as jy tot God kom en jy sê, maar ek het hierdie jaar iets wat ek wil verander in my huishouding. Kyk hoe steel en slag die duiwel. Kyk wat sê Spreuke vir jou tot en met vers 12. Hier's gevaarlike verse, hier's gevaarlike vermaanings, hier's gevaarlike verse wat uitkom. Hier's goed wat jou lewe raak, hier's goed waardeur mense gaan. Wanneer 'n mens bonus kry in Desember maand in die genottyd, en dan kom 'n mens eintlik agter nie, want daaruit is mos die gelukkige goeders, terwyl daar is bonusse word gespandeer, mense is op vakansie. Desember is die minste probleme wat 'n mens kan hê om op te wanneer dit is eintlik die tyd wanneer jy die minste probleme het, wanneer jy as 'n pastoor eintlik ook weet, mense gaan jou nie regtig lastig val nie. Ja, statistieke. Ek kom al jare deur dit. Maar wanneer die genot klaar is, Spreuke sê dit, wanneer ons deur hierdie goed gaan, wanneer ons deur afwandel van hierdie goed, hoekom praat ek spesifiek oor hierdie goed? Dan kom die probleme. En is nie laat ek nou sê as mense probleme het, ja, dit is wat gebeur nie. Nee. Ek wil jou vanaand leer, en ek wil vanaand hê jy moet verstaan hoekom ek hierdie goed vir jou deurgee. Hoekom jy hierdie goed moet verstaan. Hoor wat sê hy, die goddelose begeer. Die goddeloses kom en dan sê hy, maar weet jy wat, ek het 'n kortpad denke. As jy iemand is wat 'n kortpad denke het, wil ek vanaand vir jou sê,
jy leef 'n begeerte van selfsug, jou resultate is eintlik die vernietiging, hoor gou mooi. Jy moet hierdie video syf, jy moet hierdie gaan weer luister. Ek is die instrument van die Here. Ek bring vir jou 'n boodskap vanaand en mag die Heilige Gees regtig vanaand vir jou hierdie woord deurtrek. Mag hy vanaand vir jou regtig eintlik aankla. Ek wil hê jy moet dit eintlik hoor, want ek wil hê jy moet 2026 'n verbetering maak. Daar moet 'n verandering wees, want jy moet verstaan, die wortel van die regverdige beteken, maar hoor gou, dat ons, hoor gou, die vrug van die lewe sal dra, die vrug van die Here sal dra, en dit is die eerste vrug, of dis nie die eerste vrug waarvan die woord praat nie, maar die wortel, jy kan dit neerskryf, vanaand leer jy iets, dis nie die eerste vrug nie, maar dis die wortel wat dit deurgaan, 'n lewe in gehoorsaamheid, 'n lewe van geloof. Jy sien, hierdie is die goed wat jou as die Engels sê dit mooi, hy sê in boldness bring. Dit is wat jou laat uitstaan. Jy's hierdie man van boldness. Jy's hierdie man van ernstigheid. Dit is wat dit beteken. En dit vat tyd, want wanneer 'n mens by hierdie goed kom, dan is dit wat jou innerlike karakter vorm. Jy kom sit nie net in die Sondag in 'n kerk in die same en ons het disippelskap kursusse wat ons gaan aanbied hierdie jaar. Ons het mentorskap. Daar is ongelooflik baie groei. Jy moet net deel word van hierdie groei. En die regverdige, hoor wat sê die woord, lewer die vrug op. Nie deur eie krag nie. Ek het dit Sondag gepreek. Ek het gesê nie deur eie krag nie, maar omdat ek en jy in God gewortel is. Met ons probleme en al. Met ons probleme. Nou, as ons gaan kyk na watter vrug praat hy hiervan, eerstens, hoekom ons dit wil terugbring en ons wil daaraan werk, ons het wonderlike manne, en ek glo en vertrou dat die Heilige Gees met die priester en die priesterdom, jy moet net 'n ooreenkoms hê om te sê ek is daar, om Godvreesend te lewe. Kan ek gou vir jou sê, jy lees hierdie goed reg deur Spreuke, maar daar is iets wat vir my baie mooi uitstaan in die boek van Prediker, die laaste hoofstuk, Wendy, as jy hom gou kan opsit, Prediker 12 vers 13 en 14. Wil ek gou vir jou lees dat wat is hierdie vrug? Wat praat Salomo van? Hoekom hy sê hierso, ek gaan dit gou lees. Hy sê die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie. Met ander woorde, doen wat die Bybel sê. Bly by die Bybelse beginsels. Deur dit kom die goeie werke. Vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Of jy nou 'n Jood is, of jy nou Afrikaner is, 'n heiden, 'n gentile is, of jy nou 'n man of 'n vrou is, of wat ook al. Ek wil vanaand vir jou sê, dit geld vir alle mense. Die Bybel gee die waarskuwing. Hy sê, want God sal elke werk bring in die gerig, wat oor al die verborge kom, goed of sleg. Goed of sleg. Dan kom ek nou wat Wendy hulle nou daar geantwoord het. Dit bring vrede, dit bring liefde, dit bring die geduld volgens Galasiërs 5. Nou kom hierdie Nuwe Testamentiese, die Ou Testamentiese bring hierdie Galasiërs, hierdie Spreuke kom en hy bring hierdie Galasiërs bymekaar en hy sê, weet jy wat, wanneer ons hierdie vrug bymekaar het en hy praat van hierdie vrug en hy kom by hierdie uit, dit lewer die vrugte op. Onthou, dis nie die eerste keer wat ons van die vrug lees nie, maar die wortel. Dit is die wortel gegrond. Daarom sê ek vir jou, bid vir jou kinders, want dit gaan hulle kinders. Dit gaan in jou nageslag, dit gaan in jou agterkleinkinders, dit gaan in die geslagte verder heen, want dit bring 'n seën in jou lewe deur jou gehoorsaamheid. Jy wat dalk die oupa is en jy wat dalk die pa is en jy bring dit. Dis die krag van hierdie wortel wat Spreuke 12 ons leer. Wat 'n blywende invloed is dit nie op ons lewe nie. Hoe wonderlik is dit nie? En nou kom ek en dan sê hy in Johannes 15 vers 15 en dit is vir my so mooi. Ek het dit op Mount Zion gekry en die Here breek hierdie vir my oop daar op Mount Zion een oggend vroeg of een aand laat vroegoggend toe ek daar gaan bid het. Wie in my bly,
die Here sê, wie in my bly, maak nie saak of jy in 'n storm is nie, maak nie saak of mense jou afskryf nie, maak nie saak wat gebeur nie, maar die woord van die Here sê vir my, hy sê, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Hoor gou mooi, goeienaand Norman, hoe gaan dit? Hoor jy wat sê hy? Vrug is nie om onsself te verheerlik nie, maar om God se heerlikheid eintlik loyaal te maak en sigbaar te maak in ons lewe. Met ons foute en al. Ons is nie perfek nie. Ek sê dit in menigmale baie kere. En dit is, kom ons kyk 'n bietjie na die begin van die vers. Die goddelose begeer die vangs van verkeerde dinge. Nou, ek sê altyd, wanneer 'n ou na die pros en die cons kyk, wanneer 'n ou na die negatiewe en die positiewe kyk, die goddelose, kom ons begin by hom, wat sê hy? Hallo Sanet, hoe gaan dit? Wat sê hy? Hallo Annelies, hoor wat sê hy? Soek die byt. Maar die regverdige in hierdie vers dra die vrug. 'n goddelose is net iemand wat wil neem, toehand, wat nie wil gee nie, wat nie tyd wil gee nie. Maar die regverdige gee gebed, hulle gee vir God, hulle gee. En die goddelose, kyk na die goddelose mense, weet jy wat, waar fokus hulle? Hulle fokus net op die uiterlike. Hulle fokus nie op die innerlike nie, hulle kyk nie na die innerlike nie, hulle fokus op die uiterlike. En weet jy wat, en tog kom hy, dan sê hy vir ons, hierdie eintlike wyse man skryf hierdie boeke so ver, dan sê hy, weet jy wat, hierdie goed is wat 'n mens na gaan kyk, hoor gou mooi, is tydelik, né? Maar die blywende seën wat ek en jy het as kind van die Here, hoe wonderlik is dit nie? Die wêreld is, die Here gee vir ons 'n wêreld, en hy gee vir ons om in hierdie wêreld te lewe, en hy gee vir ons besittings, en hy gee vir ons sukses, en hy gee vir ons rykdom. Maar weet jy waaraan meet God jou? Hy meet jou aan jou vrug. Hy meet jou nie aan jou besittings nie. Hy meet jou nie aan wie en wat jy is nie. Hy meet jou nie aan jou kwalifikasies nie. Hy meet jou aan jou vrug. Is jy iemand wat die vrug dra na buite? Is jy iemand, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly? Amen, hoor dan. Naam Maritza. Kan jy gou vir my 'n dubbele amen sê? Dan weet ek vanaand iets het in jou gesnap. As ek gou hierdie vir jou sê vanaand, dat God meet jou sukses aan jou vrug. En is jy bereid om jou sukses, ekskuus, laat ek nie die chippie uitdog, laat God jou aan jou sukses aan jou vrug meet. So, nou moet jy jou vrug gaan ondersoek. Is dit nie so nie? En ek sê altyd, kom ons kyk gou. En ja, hierdie jaar is 'n jaar van praktiese opleiding, en ek dink dit is eintlik so mooi dat ons die mense praktiese goed ook gee om te doen en so aan is. Ek sê altyd, vra jouself af en kyk gou 'n bietjie na jouself en sê, waar is my wortels? As ek vandag, wat is vandag se datum, die 13de, waar is ek vandag? Hoe meet ek my wortels? Waar is my wortels? Jy Spaak, praat met jou. Man, ek praat met jou, die hoof van die huis. Waar is jou wortels? Vrou, waar is jou wortels? Hoe lyk jou wortels? Jou sukses, dubbele amen, gee dit vir my. Is dit so? Waaruit leef ek? Leef ek in die uiterlike of die innerlike? Leef ek in die innerlike, in die gebooie? Onthou wat het ek nou gelees daar in Prediker? Hy sê, vrees God, dis die begin van die wortel, dis die stand van die wortel, dis wat hy ons leer om te doen. Waaruit leef ek? Wat is my belangrik? Is my lewe besig om vrug te wys? Dra dit vir God vrug? Hoe bly 'n mens vrugbaar? Hoe bly 'n mens vrugbaar? Bly in die woord. Ek sê dit altyd. Gehoorsaamheid is dit wat oes bring. Bly in die woord. Leef in gehoorsaamheid. Lewe deur gehoorsaamheid. Laat die Heilige Gees jou vorm. Moet nooit vergeet om tot die Heilige Gees te bid nie. Dien ander, man, word 'n bietjie 'n dienaar. Doen 'n belydenis. Kan ek vanaand iets sê wat gaan gebeur? Die jaar is 'n jaar wat die Here my sterk maak. Weet jy hoe bid ek? Ek sê, Here,
I'm all in it. I'm ready to do it. I'm ready for you to use me. Ek is gereed vir u om my te gebruik om die duiwels uit mense uit te dryf. Yes, ek sal vir u sê, daar's mense wat bevryding nodig het. Daar is mense wat regtig bevryding nodig het. Ek kyk hulle, ek sien hulle kom, die Here wys hulle, maar hoor gou mooi wat ek vanaand vir jou sê. Die Here, gaan hierdie onverskillige mense bring en hy gaan hulle stuur daarna Nolimites Gesinskerk toe, want daar is 'n man met die naam van Napste Peer wat bid tot die lewende God, en ek weet, hy het vir Tenus en hy het vir Cassie en hy het vir ander mense, hy het die vrouens daar, vir Wanda hulle, en vir Wendy hulle, al ons leiers, Zelda hulle, almal, hy gaan hierdie mense getry daar hulle, ek noem hulle soms so by die naam soos hulle nou opkom, hy gaan hulle gaan my hande hou, en ons, we gonna cast out this demons in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, weet jy wat, ek is nou sommer lus om duiwels uit te dryf in Jesus' naam, sodat jy in bevryding kan kom, sodat jy kan begin lewe dit wat God vir jou wil gee. Lees saam met ons Spreuke. Jy het nou miskien dalk om in te haal, maar weet jy wat, stel Spreuke in jou eie lewe. Ek wil vanaand gou vir jou iets sê, 'n regverdige se lewe mag stadig groei, en dit groei stadig, maar dit dra altyd vrug. Dit dra altyd vrug. Hoor gou mooi. Weet jy wat? Moenie God roep om by te jaag nie. Daar is dinge wat jy moet doen, jy moet seker maak. Ek het nou lekker met Zelda gepraat op die telefoon en ek het daar gesê, daar kom 'n tyd in jou lewe wanneer jy God in die oë moet kyk en daar's 'n tyd soos Gideon, wanneer jy moet vra, daar's 'n tyd wanneer iets moet gebeur, en dis 'n jaar wat ek vra, en ek weet dat dit gaan gebeur, en ek weet tot eer van die Here in Jesus naam, dat al hierdie goed gaan gebeur. God gaan dat dit gebeur. Kom ek sluit af met Spreuke 12 vers 12. Spreuke 12 vers 12 sê vir ons, die goddelose begeer, hoor gou mooi, die goddelose begeer, die vangs van verkeerde dinge, maar die wortel van die regverdiges lewer vrugte op. Ja, mag dit so wees, mag die Here regtig vir ons, deur sy eer alleen, ek moet vir jou sê, deur sy krag en sy krag alleen, net vir ons help, dat ons 'n wonderbaarlike tyd het. Min mense weet dit, maar jy weet wat, dit is wat die Here vir ou voorspel. Daar is net altyd iets wat lekker is wanneer dit met jou goed gaan en is wonderlik, dan verdien jy dit, man. Die Here wil hê dit met jou goed gaan, die siel wat seën. Ek wil gou hier in Spreuke 11 vers 25 of wat weet gou self 23. Kom ek lees van 23. Hy sê die begeerte van die regverdiges is net ten goeie, maar die hoop van die goddelose is 'n strafgerig van toorn. Hoor daar. Die hand van die Here of die toorn van die Here sal altyd op jou bly. Jy sal te neergedruk wees. Die duisternis, dis 'n burden. Maar hoor gou, die begeerte van die regverdige is net ten goeie. Weet jy wat beteken dit? Hy sê my genade is vir jou genoeg. Vat die genade van God terwyl dit nog daar is. Terwyl hy dit nog vir jou kan gee. En dan kom hy dan sê hy, daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry. Hoor daar. En een wat terughou meer as wat reg is, maar sy gebrek. Hoor daar. Die siel wat seën, hoor daar, word versadig. Mense, hoe verstaan ons as kinders van God nie die wonderbaarlike manier van God nie? Deur dit wat jy spreek, dit wat jy seën, 'n seën verander te wees, spreek dit in jou lewe, spreek dit, 2026 gaan 'n jaar wees wat dit die Here my siel gaan seën. En dit het ek besef eintlik, ons het altyd so 'n wonderlike vooruitsig in 'n begin van 'n nuwe jaar en 'n voorspoedige nuwe jaar, maar dis iets wat die Here op my hart gelê het. Mag dit 'n seën wees vir jou siel, mag dit net 'n sagtheid wees vir jou siel, en mag dit 'n goeie seën wees vir jou siel. Hoor wat sê hy, die siel wat seën word versadig, en hy wat laaf word self ook gelaaf. Hoor mooi,
Hy wat koring terughou, hom vloek die mense, maar seëninge kom oor die hoof van hom wat koring verkoop. Man, ja, daar is so baie. Ek is so bly dat ons eintlik so begin het met gebed en vas gaan ons in ons Bybelskool behandel. Baie mense spring 'n jaar af met vas, kerke doen dit. Maar weet jy wat, as jou wortels nie geanker is nie, help gebed en vas absoluut niks. Want ek het al gesien, mense doen dit vir verkeerde. Eerstens, kom ek verduidelik myself, kom ek staal feite. Hoekom? Want my kerk het gesê ek moet vas. Nou spring ek in, maar jou lewe is dit 'n warbel. Want jy het nog nie die wortels, jy is nog nie geanker in die wortels nie. Verstaan jy? En dis wat ek vanaand vir jou probeer sê. Jy moet hierdie uitsort. Jy moet by hierdie goed uitkom. Ek is so bly ons het met Spreuke begin en ek dink dit praat elke keer. In die middel van die jaar as ons nou weer iewers hier in Julie, Augustus dan werk ons dalk weer deur Spreuke. 31 dae. Gaan praat die Here weer op ander maniere. Maar ja, dankie dat jy saam geluister het. Baie welkom terug. Mag 26 vir jou 'n wonderlike seën wees en 'n goeie jaar wees. Mag jy die goedheid en die guns van die Here net beleef elke dag van jou lewe. Dit is my gebed vir jou vanaand. En ja, ek dink dis iets wat vir jou wonderbaarlik mooi is. Alles wat mooi is. Yes, ons moet die bossies uittrek wat en die wortels water gee. En natuurlik, dis waar, dis baie waar. Ek sien julle donderdag weer op die live. 2 keer 'n week, lekker om saam met julle te kuier. Dis lekker, ons praat weer, kom ons kyk. Miskien is daar weer ietsie uit Spreuke uit, ek weet nie wat die Here vir ons inhou nie. Maar ja, julle moet almal 'n geseënde aand hê, lekker slaap. Die Here is lief vir julle, Jesus like jou. Tot ons weer sien. Die Ovalente is die Here se wil, ons sal sien ons mekaar weer donderdag aand. Jesus like jou.